wat sy ook gesê het. Here, hoe is dit moontlik? Here, hier is ek. Here, ek sal dit doen deur u krag wat u my gee. Nou kom ons verder en ons lees verder. Maria het nou besoek afgelê by Elisabeth en nou bly sy by Elisabeth. Die loflied van Maria, Lukas 1 vanaf vers 46. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Weereens, die woordjie wat ek en u gebruik altyd, wanneer ons begin met lofprysing, is die woordjie Jada. En dis presies wat Maria hier doen. Sy is besig om te Jada. Sy is besig om te lofprys. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming. Soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Kom ons bid saam. Vader, ons bely vanmôre, terwyl ons hier oor hierdie lof en Jada van Maria lees, help ons vanmôre om iets nuuts te leer oor lofprysing. Help ons om iets nuuts te leer oor oorgawe. Here, en help ons dat wanneer ons hier uitstap vandag, hierdie tyd, Desember, vir ons ook 'n tyd kan wees waar ons met ons familie kan juig en jubel. 'n Tyd waar ons opnuut kan oorgee aan U. In Jesus naam. Amen. Ek het nou baie keer gewonder. En dis nou wonder. En dis nou Japie se wonder, né? So, julle mag nou anders te wonder. Maar in my gewonderheid oor hoe dit moes gewees het vir Maria. In 'n gemeenskap. En dan lees ons dat ek het nie so ver van my gewonderheid af nie. En ek is nie so heeltemal allegories as ek daaraan dink nie. Hoe die gemeenskap teenoor Maria moes opgetree het. Toe Josef hoor dat Maria is swanger, dan lees ons in Matteus, hy wou stil, wou hy weggaan. Met ander woorde, Maria het dit nie alles honkie-dorie gehad. En die woordjie wat sy gebruik hier in ons Afrikaans vertaal is in my geringheid. In my geringheid. Die Griekse woordjie wat gebruik word beteken in my swaar kry. In my moeilike tyd. Maar hierdie is nie net 'n moeilike tyd fisies nie, maar dit gaan ook hier 'n tyd van geestelike. 'n Geestelike moeilikheid. 'n Stryd wat ek in my gees en my siel het. Dit was nie baie maklik. Ek dink in die gemeenskappe
sou ons vandag gesê, Maria het gaan wegkry by Elisabeth. Sy wou nie vir almal wys sy swanger nie, en nou het sy gaan wegkry. Maria, hier het nie maklik gehad. 'n Jong meisie, tussen 16 en jonger, is swanger. Josef, as die engel nie na hom toe gekom het en gesê het, sy het niks verkeerd gedoen nie. Sy het nie by 'n ander man geslaap nie. Dis God se wil. Dis God se genade. Dan het sy ook nie 'n man gehad nie. Hierdie loflied van Maria kan ons opdeel in 2 gedeeltes. En die eerste gedeelte is 'n innerlike, waar sy besig is om met haarself en met die Here te deel. En dan die tweede gedeelte is sy besig om te vertel van die grootheid van God vir almal. Met ander woorde, as ons dit sou sê, it's an inside, outside. Met ander woorde, 'n innerlike, uiterlike loflied. Lofprysing wat eers my innerlik sterk maak. En onthou jy wat het ek gesê toe ons die vrug van die Gees gedoen het? Toe het ek vir julle gesê, die vrug van die Gees is soos God se liefde in 'n prisma. As God se liefde in ons inskyn, dit wat uit ons uitskyn, is hierdie fantastiese, mooi kleure en die vrug van die Gees. En dis presies hier wat ons by Maria kan leer. Wat doen sy? Wanneer dit geestelik, fisies en in haar siel met haar swaar gaan. Wanneer dit voel of alles teen haar draai, wat doen sy? Sy begin Jada. Sy begin lofprys. Ek weet wat ek baie keer doen. As dinge negatief gaan met my en dinge gaan swaar met my, dan begin ek blameer. Dan begin ek die binnekant my, hier die innerlike, dan raak ek swaarmoedig. Ek raak depressief. Ek raak vol stres. Ek raak baie keer kwaad. Ek raak kwaad vir die mense om my. Ek sny my af van die mense af. Ek wil alleen wees. Ek wil nie met mense om my wees nie. En dan sien ons in hierdie lofgesang, wat doen Maria? Sy begin Jada, die krag om God te begin loof en prys. Maar sy begin nie maar net loof en prys nie. Onthou jy, ek het vir verlede Sondag gesê, Maria het die visie en die missie van God geken. Sy moes die boek Jesaja geken het. Want sy moes geweet het, Jesaja het gesê, die Here gaan 'n jong maagd gebruik om sy missie en sy visie te volbring, om sy volk te red. So Maria het geweet. En uit hierdie wete van die woord, bly sy vasstaan. Dit is God se belofte. Dis nie mens gemaak. Dis God se belofte die. Dis God wat beloof. En hierdie gevoel wat ek het,
is hier vir wat God beloof het. En dan begin sy vir die Here dankie sê. Dan begin sy te sê, Here, ek besing die grootheid van die Here. Here, groot is U. Here, U is almagtig. Hier in myself het 'n wonderwerk gebeur. Ek beleef hierdie wonderwerk. Hoe kan ek negatief raak? Hoe kan ek depressief raak as ek sien hierdie grootheid van God in my lewe? Ek dink dis die les wat ons by Maria vandag kan leer. In 'n tydperk waar dit swaar gaan, waar dit nie goed gaan. Ek dink die grootheid van God. Hoe groot is God in my lewe? Hoe groot is God in jou lewe? Dink aan die tye waar God vir jou 'n groot wonderwerk gedoen het. Vanmôre het ons instap, wat het jy vir my gesê? Wees bly. Wees bly. Wees bly. Hoekom? Want ons kry nie swak nie. Die Here gee vir ons net goeie dae. By ons klag nêrens. Is dit nie die woorde waarmee ons kan jadaan? Is dit nie die woorde wat negatief en positief omskep nie? En nou praat ek nie van positiewe denke nie. Ek probeer nie sê om positiewe goed te bely, dan gaan ons glo daaroor nie. Nee. Ek sê dink aan die grootheid van God. Dink aan wat God doen. Lees jou Bybel. Sien die wonderwerke wat God doen. En as God dit vir een mens doen, dan wil hy dit vir jou ook doen. As hy dit vir Abraham, Isak en Jakob gedoen het, dan sê die Bybel, omdat jy binne in Jesus Christus is, en omdat hierdie kind gebore is, vir jou en vir my. Sy gaan verder, sy sê, ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my gerinheid omgesien het, in my nederigheid, in my laagheid, in dit wat ek in my broodnodigheid, is dit God wat na my kyk. Is dit God wat na my omsien. En dan gebeur daar iets anders in haar innerlike wese. Want dis wat lofprysing doen aan ons. En as die Bybel vir ons vertel om te lofprys en te juig en te jubel, en as Paulus vir ons sê, wees bly, ja, wees bly, dan is dit alles deel van die beginsel van lofprysing. Want lofprysing doen iets hier binne in my gees. Dit verander my denke. Dit verander my emosies. Want ek begin God eerste plaas. So die innerlike verander. En in my moeilikheid, in my stres, in my depressiwiteit, in my hartseer, in my alleenheid, in my moeilikheid, in my swaarheid, wat moet gebeur? Dit moet eers binne my verander. En as dit binne my verander, dan begin
binne my plaasvind. En nou roep sy uit en sy sê, kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Maar ek is geroep. God het my afgesonder. Ek is nie maar net Maria nie. Ek is spesiaal. God het my afgesonder. Wie van ons sit vanmôre hier en weet hoe belangrik is God vir u? Maar hoe belangrik is u vir God? Weet jy, iemand het eendag gesê, as ons mooi op die kruis sal kyk, gaan ons elkeen se naam sien op die kruis. Weet jy dit? Ons Vader het sy seun gestuur, sodat nie een van ek of jy verlore mag gaan, maar dat ons gered sal word. Dis so belangrik, ek en jy vandag vir God is. Jy is so belangrik vir hom. En dis wat Maria besef. Ek is belangrik vir God. Niks kan my verwyder van die liefde van God. En nou roep sy uit, heilig is sy naam. Met ander woorde, hy is die almagtige een, die groot een. Daar is niemand soos hy. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag. En nou begin sy vir ons vertel, dit is nou nie meer net innerlik nie, maar nou is dit ook uiterlik. Hierdie seën wat ek beleef het, weet jy, dis vir geslag tot geslag. Dit was nie net vir een mens nie, dis nie net vir my nie. Elke geslag sal geseën wees. Aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Weet julle, daar is net een plek in die Bybel waar dit sê dat God die Vader het afgebuig en iets met sy regterarm gedoen. Elke wonderwerk, elke daad wat ons lees van Genesis af, het wat gebeur? Het God woord gespreek. En dan sê die Bybel, daar was een daad, waar God die Vader sy sterke regterarm gebruik het om 'n wonderwerk te verrig. En dit was toe Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Die grootste wonderwerk. Die dood is oorwin. In sy groot krag is hy hier om die grootste aanslag op jou lewe, die dood, te vernietig. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Met ander woorde, die nederiges het hy verhoog.
het goeie gawes en ryk is met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom, deur te dink aan sy beloftes van ontferming. Soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Die belofte van redding, verlossing, genesing. Die belofte dat ek is met jou. Die belofte, ek sal by jou wees. Nie net vir Israel, maar elke liewe een wat deel geword het van die familie en die huisgesin van God. En hoe word ons deel van hierdie wonderlike huisfamilie? Hoe word ons deel van die gesin van Abraham, Isak en Jakob? Deur Jesus Christus. Dis wat Paulus ons geleer het. En dis wat ons leer in ons katekese klasse. In Jesus Christus is ons deel van hierdie uitverkorenes. Maria se lofprys. Here, U is die groot God. U red, U verlos. U maak my nuut, U maak my sterk, U roep my, U salf my. En Here, U doen dit aan elkeen wat glo in die naam van Jesus Christus. U red ons met U kragtige regterarm. U raak betrokke in ons lewe. Mag ek en u in hierdie Desember vakansie innerlik opnuut lofprys aan die Here gee. Mag ons in hierdie Desember opnuut gaan jada. Opnuut voor die Here sê, Here, hier is ek, groot God. In my min, in my swaarheid, in my mismoedigheid, in my sonde, ag Here, hier is ek. Maar mag dit ook hierdie Desember nie net innerlik bly, maar mag ons hierdie seën en hierdie genade ook uitdruk vir die mense saai wat om ons is. Mag hierdie kragtige dade, mag hierdie wonderwerk, mag hierdie liefde, mag hierdie genade wat die Here Jesus Christus vir ons gee, deur ons hierdie Desember, mag ons die prismaatjie word. En mag sy genade deur die dorp, deur ons gemeente, deur ons familie, mag hulle bewus word van die grootheid van God, van die kragtige dade van God, van die liefde van God, deur U en my. Kom ons bid saam. Vader, soos 'n jong Maria, kom ons ook vanmôre na U toe. Here, ons wil U groot maak. Ons wil U juig en jubel, want U doen kragtige dade. Here, U het ons gered, U verlos ons, en vanmôre het ons asem om te lewe. Ons beleef U genade, ons beleef U grootheid. Here, ons bid vanmôre dat hierdie genade deur ons dorp sal versprei. Here, laat U genade ook deur Kimoliumstel, deur die Oos-Kaap, deur Suid-Afrika en deur die wêreld gesien word. Laat die grootheid van God erkenbaar word. Dankie vir U liefde.
Dankie vir u genade. Dankie dat ons in hierdie tyd weer kan dink aan die grootte van God. In Jesus naam, amen. Ek gaan vra, Josef,